Goeiemôre gemeentefamilie, terwyl ons nog wag vir die res van die familie, kom ons begin so lank om die Here te loof en te prys. Kom ons staan, prys die Here.
Baie welkom by hierdie erediens vanoggend en is my voorreg om jou te groet in die naam van ons Here, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, jou Skepper, jou Verlosser en jou Vertrooster. Amen. Vriende, terwyl ons so staan, haal vir 'n oomblik diep asem, dat die suurstof saam met die bloed kan gaan tot by die klein toontjie, tot heel bo, onder, orals. Sy. En dis 'n geskenk uit God se hand, suurstof, die lewe. En vanoggend 10 voor 7 is dit hoe dit gelyk het hier oor die ou Tenikwas. En toe net 40 minute later, toe lyk dit so. En ons sê dankie Here dat ons kan leef, dat ons kan bly, kan woon en werk en speel hier in die Suid-Kaap. So kom ons begin en ons verklaar hierdie woorde hardop saam. Ons leef meer en meer soos Jesus, deur om te gee vir mekaar, saam te aanbid, te leer uit die woord en te dien waar ons is, wanneer ons daar is. Ons sê vir die Here dankie vir lewe, vir liefde, vir hom, maar ook vir mekaar. Dankie julle, kan julle sitplekke inneem en ons gaan saam kyk vinnig na van die leefgeleenthede en ook die dankoffers opneem. Dankie oom Charles, dankie Nico en soos wat hulle dit opneem aan die einde wil ek vra Nico, oom Charles, dat julle hier voor saam met my kom staan en dat ons 'n gebed sal doen. Verlede week, soos julle weet, was dit gewees die danksondag wat ons teruggekyk het elke 4de en ons probeer om hierdie ding te vestig dat elkeen van ons so deur die maand soos wat dit gaan 'n koevert kry by die kerkkantoor of in die voorportaal en dan altyd daai laaste sondag van elke maand dit bring en daar net merk hoe jy deel is op hierdie vlak van die gemeente. Maar wanneer jy dit ingooi, het ons dit verlede week gedoen hierso met die kruis wat hier voor gestaan het. En het ons gesê, ons sê hierdie woorde, dankie Jesus. Dit wat ons so pas gesing het, dankie vir alles wat u vir my gee. Dankie dat u vir my sorg, Here, en dat u ook sorg vir Blanco gemeente. In terme van kommunikasie, as jy dalk nuut is, kan jy na die diens vir Willie daar ontmoet in die voorportaal, daar's vorms vir nuwe lidmate, sodat ons jou kan leer ken, sodat ons as leraars, maar ook die gasvryheidsspan by jou kan kom kuier en jou deel maak van die familie. Sy ook sommer so lank die gemeente se WhatsApp nommer en stuur vir ons 'n boodskap. En dan ook daar in die voorportaal is daar moontlikheid vir jou om voorstelle te maak of gebedsversoeke. So wees deel van die kommunikasie in die gemeente. Dan vriende,
Die van julle wat nuut is, ons is al van 2021 besig met 'n hele proses waar ons die jaar verdeel in 7 Sondae van 7 weke elk. En ons is besig met siklus 3 vanoggend en ons steek die 3 kersse aan daai kant aan vir die siklusse, die derde een van die 7 van 2025 en verder aan die kant is Sondag 2. So tel ons hierdie ritmes af en is ons bewus van God se genade elke dag. Nico, as jy sommer hier voor my kom staan, dankie oom Charles, dan wil ek saam met julle bid. En Here, as ons hierdie dankoffers gegee het, dan is dit 'n teken van oorgawe, soos wat U ons kom leer het, om te erken alles wie ons is, wat ons het en wat ons besit, behoort aan U. Maak Blanco gemeente rentmeesters, sodat ons met oop hande verskil kan maak in hierdie groter gemeenskap waarvan ons deel is. In Jesus naam. En almal sê, amen en amen. Vriende, kom ons berei onsself voor vir die woord van die Here met Psalm 130. So kom ons staan en ons sing hierdie smeekgebed.
kan julle sitplekke inneem. Met die wete dat die Vader, Seun en Gees jou hulpgeroep hoor. Dat hierdie opregte sing wat ons sopas gedoen het, dat die Here sê, my kinders, ek soek jou hart, ek hoor jou uitroep na my, ek hoor jou. Vir 'n oomblik wil ek jou uitnooi om te luister na die gedig van Dawid, Psalm 139. Laat hierdie woorde oor jou spoel, maak dit jou eie. Hy skryf, Here, U deursoek my en ken my. U weet of ek sit en of ek opstaan. U ken my gedagtes van ver af. Of ek op pad is en of ek gaan lê. Elke oomblik weet U waar ek is. Selfs voordat ek praat, Here, weet U al presies wat ek gaan sê. U sluit my in van voor en van agter. U hand van seën is op my. Die kennis laat my in verwondering. Dit is vir my te hoog om te begryp. Waarheen sou ek kon gaan om U Gees te ontwyk? Of waarheen sou ek kon uitwyk om U teenwoordigheid te ontvlug? Gaan ek op na die hemel toe, is U daar. Gaan lê ek in die doderyk, dan is U ook daar. Vlieg ek met die dageraad na die ooste, of gaan woon ek in die verre weste, selfs daar sal U hand my lei, en U regterhand my ondersteun. Sou ek sê, mag duisternis my oorweldig, en die lig nag word rondom my, dan is die nag vir U nie donker nie, maar is so helder soos dag, want duisternis is vir U soos lig. U self het my diepste wese gemaak, my in die moederskoot gevorm. Ek loof U, omdat U my so besonder wonderlik gemaak het. U werke is wonderbaar, ek weet dit al te goed. My bene was vir U sigbaar, toe ek stilletjies gevorm is in die dieptes van die moederskoot. U het my gesien voor ek gebore is. In U boek is alles opgeteken. Elke dag is bepaal, voordat een van hulle daar was. Kosbaar is U gedagtes vir my, o God. Hoe onmeetlik is die totaal. Ek wil vra dat jy 2 van hierdie verse saam met my hardop sal lees, as 'n geloofsbelijdenis vanuit jou verhouding met die Here, vers 13 en vers 14. Kom ons lees dit hardop. U self het my diepste wese gemaak, my in die moederskoot gevorm. Ek loof U, omdat U my so besonder wonderlik gemaak het. U werke is wonderbaar, ek weet dit al te goed. Nou, ek dink nie, vandag is nie Moedersdag nie, maar ek wil half vir jou sê, as jou moeder nog leef, jou aardse mamma, gaan vandag na die tyd, en gaan skryf vers 13 en 14, en WhatsApp het vir haar, of lees het vir haar oor die foon, en sê net, mamma, ek is dankbaar, jy's my mamma, en dat ek in jou moederskoot gevorm is, en ek loof God, want hy het my besonder wonderlik gemaak. Waar is al die kinders? Vat jou regter wysvinger, maak so. Al die kinders, die hoërskoolkinders ook, en die naskoolse kinders, en oupa en ouma kinders, en dan vat hom so, wys so, almal, kom, wys so, en dan sê jy die woord, besonder wonderlik gemaak. Almal saam, besonder wonderlik gemaak. Jy ook, jy ook, jy ook, jy ook. Dis wie God is, ons skepper, ons maker, en hy het ons besonder wonderlik gemaak. As vertrekpunt vir ons saamwees hierdie hele siklus, is daar 'n baie dieper vraag. 'n Diep vraag wat beantwoord is
in die Westminster Shorter Catechism van 1647, amper 400 jaar gelede. Die vraag was, wat is die hoogste doel van die mens? En dink vir 'n oomblik, wat sal jou antwoord wees? Wat is die hoogste doel van die mens? En ek wil hê ons moet die antwoord hardop lees, hierdie 400 jaar oue woorde, vertaal uit die Engels na Afrikaans. Kom ons lees dit saam. Die hoogste doel van die mens is om God te verheerlik en hom vir ewig te geniet. Ek hoop vanoggend dat jou geloof wat jou gebring het om saam met medegelowiges jou geloof te beoefen en te versterk, dat dit nie 'n sware plig is nie. Dat jy een van daai morbiede Christene is wat mense beslis nie kan sien dat jy bly is in hierdie lewe nie. Ek hoop dat jy iets daarvan kan snap in hierdie 400 jaar oue woorde. Dat ek en jy, ons hoogste doel is om God te verheerlik en hom vir ewig te geniet, hier en nou en ook eendag. Om die lewe voluit te geniet, ten spyte van en te midde van baie dinge. Die vraag wat ons ook vra hierdie hele siklus is, die vraag, is ek gesond? En natuurlik, onmiddellik dink ek en jy aan toetse, aan daai jaarlikse gaan sien van hierdie evaluasie wat hulle van jou doen. Wie van julle weet wat 'n BMI is? Ek glo nie in 'n BMI nie, want hulle wil hê ek moet 20 kg minder weeg as wat ek nou weeg. En dit gaan nie gebeur nie. As ek en jy vra oor ons gesondheid, dink ons onmiddellik dikwels aan professionele mense en persone wat ons dalk moet gaan sien, en dis 'n baie goeie ding. Maar ons dink gewoonlik net aan liggaam. Maar in hierdie reeks wat ons al verlede week beleef het, besef ons, jy is liggaam, siel en gees. Een, maar ook drie. En dis 'n misterie, en vanoggend gaan ons baie spesifiek dan fokus op ons liggame. En ek het vir julle ongelooflike goeie nuus. Hierdie is my swaar gewigte, 2 kg elk. En om die punt tuis te bring oor ons liggame vanoggend, gaan ek die hele preek deur gaan ek oefen, so. Wat beteken dit gaan die kortste diens wees wat julle nog bygewoon het. Want ek gaan beslis nie die heeltyd so kan aangaan nie. En ek wil gou vir jou vra, so vir my, met my massiewe biceps, loer hierdie vir my gereeld, en 2 kg is vir my genoeg. Dit is regtig so. Maar as jy aan hierdie ouetjies dink, dan dink jy tog, dink ek aan oefen. En as jy aan hierdie dink, dan dink jy aan? Nee, just do it. Just do it. Oefen, en as jy hier aan dink, dan dink ek aan hierdie. Hierdie is my bloedkaart, en ek het verlede jaar laas bloed geskenk, want hulle het vir my WhatsApp gestuur en gesê, jou yster is te min. En sedertdien is ek onder doktersvoorskrif, drink ek hierdie rooi pilletjie, elke oggend. So, dis 'n klein deel van my life storie. Ek het claustrofobia ook. Het dit iets met my lyf te doen? Ek dink nie so, dis meer in my kop. Toe vra iemand vanoggend vir my, maar weet ek oor my geboorte, of die dalk moeilik was, of iets? Sê ek nee, ek weet nie, ek sal my ma vra vandag. Maar ek weet wel, dit was 8 weke prematuur, en dat ek vir 8 weke in 'n broeikas was. Dis waar my claustrofobia vandaan kom. 8 weke in 'n broeikas. Yes. Okay. So het ons almal, maar ons dinge. Ons het gesing oor die baarmoeder, Psalm 139. Ek dink net altyd, daai lou, warm vrugwater, dit laat my dink genuen aan Hawaii. Jy hoef nie eers te hap of te kou of niks nie, dis met die naaldstring outomaties, en dis heerlik lou warm, en die volgende oomblik word jy gebore, en dit is die skok op skokke. En dan nog vir 8 weke is jy in solitary confinement nou in 'n broeikas. So het ons almal verhale met ons lywe en ons liggame, en hier is ons. So ek wil gou vir julle vra, wat sien jy in terme van prentjies hierbo,
en wat het dit met jou liggaamlike gesondheid te doen? So, net een op 'n slag, maar elke keer soek ek 'n ander gemeentelid wat vir my sê, wat sien jy en wat het dit te doen met jou gesondheid? So, ek het gister, het ek met my selfoon net geloop op hierdie stadium die naaste shopping center aan ons. Net so in die volgende woongebied, Heatherpark, het ek geloop en foto's geneem en bewus geword van die gesondheid, ek wil amper sê industrie, in terme van ons liggame, baie fasette. So, vir elke foto het ek asseblief 'n gemeentelid nodig, of my te sê, wat sien jy en wat het dit te doen met jou liggaamlike gesondheid? Is dit reg? Kinders ook. OK, eerste een. Swembad, wat het dit met jou gesondheid te doen? Oefen, alright, good, eerste een. Tweede een. Wie? Dis 'n skaal, en wat het dit met jou gesondheid te doen? Jou gewig, ja, okay. Daar's 'n boek wat geskryf is spesifiek vir vroue, en die boek se titel is Gooi weg die skaal. Want die probleem is, baie mense as op die skaal klim, dan is hulle klaar gespanne, en nou deesdae is daar van hierdie tipe ouetjies wat nie net vir jou wys nie, hulle praat sommer met jou. En is daar die grappie wat sê, ek klim op, en toe sê die skaal vir my, net een op 'n slag. OK, mens maak nie sulke grappe eintlik nie. OK, wat sien julle hierso? Beauty, is beauty deel van jou lyf? Natuurlik. As jy hare het, jou naels, grimering, yes, OK. Volgende ene. A healthy shop, yes. En wat kry jy daar? Dink jy kry dalk vitamiene en goedjies, vitavines en OK, en links is daar 'n oogkundige. En dit help vir mense soos ek dat ek julle plooie kan sien, want anders is julle net plooiloos. OK, volgende ene. Help my. Apteek, Hasie, dis 'n apteek. En wat het dit doen met ons gesondheid? Dokters, pille. Wat sê hulle? Pille en brille en nog iets? Daar sê. OK. Goed, volgende ene. Kos. OK, wat het dit te doen met jou lyf? Ja, maar hierdie is 'n foto by 'n coffee shop. En so, as jy net een ding onthou van hierdie hele preek, is dit, koffie is goed vir jou. Go for it. Ek weet nie of ek nou waarheid praat nie, maar ek staan vanoggend hier te danke. Vanoggend se diens word gesponsor deur koffie. Dat ons wakker is vanoggend. Alright. Hierdie OK, kos en dis vars. OK, goed, groente is goed vir jou. Hierdie ek herken daai kameel. Toe ek in matriek was dit 'n gunsteling. Maar dit vat jou nie Egipte toe vir 'n lekker reis of so nie. Wat het dit te doen met jou gesondheid? Baie sleg. Was dit 'n dokter wat ek hoor? Ja, baie sleg. OK. Wat sien ons hier? En dis jou beursie ook, nê. Nee. In die begroting, is die begroting te goedgekeur? Nog nie. Maar hulle praat van nie sondebelasting, nê. Nee, daar's sy. Die wêreld glo eintlik nie in sonde nie, behalwe as dit kom by die begroting. Sondebelasting. Hierdie, daar's suikerbelasting ook deesdae, dink ek. OK, te veel suiker is ook nie goed nie, dink ek. Weet nie. OK, wat sien julle hier? OK. Mense noem dit medisyne en dis die apteek. OK, dis ook nie 'n goeie grap nie, vriende. OK, oor die algemeen sal selfs die dokter sê te veel nie goed nie. OK. Wat is dit? Dis 'n gym. Wat doen mense daar? Jy oefen. En is dit goed vir jou lyf? OK. En party mense drink pille saam met dit, nê. Nee. En daar's goeie pille, dink ek, en dan's daar nie goeie pille nie. OK, en daai slegte pille moet mens los. OK. En hierdie is 'n soort van 'n fiets en wat ook al, alright. Dis ook vir oefen. OK, en nou, interessant, as jy by die gym kom, dan staan daar, OK, so wat sê dit vir ons? Dit is 'n ingang, byvoorbeeld, vir mense wat met 'n rolstoel moet inkom. OK, so dit sê vir ons wat oor liggame, dat ons het verskillende liggame, en party van ons liggame funksioneer nie soos baie ander mense se liggame.
Sommige mense se oë funksioneer nie meer nie. Hulle is blind of hulle is doof. En dis alles dinge rondom mense se liggame wat die Engelse woord challenge of 'n uitdaging is. Maar weet julle wat? Mense is fantasties soos wat God hulle gemaak het. Dat wat 'n uitdaging daar ook al is, dat God ons gemaak het, dat ons beklei en dat ons veg en dat ons dinge oorkom. Maak nie saak wat ons uitdagings het met ons liggame dikwels nie. Kyk, wie kan vir my sê wat's dit? Dis 'n bed. Wat het dit te doen met jou lyf? Jy moet genoeg slaap. Kyk. En wat is die? Dis ons berg. Wat het dit te doen met ons gesondheid? Met ons lywe? Suurstof. Ja, suurstof. Maar behalwe dat dit jou sê, wonderlik, ek voel so goed dat ons hier kan bly, moet jy daai berg gaan klim. En jy moet gaan stap langs die see. En ek is amper klaar. Wie van julle weet wat is daai? William Harvey. Oom Ivan Ramsauer, wat 10 Comrades gehardloop het vir my sy medalje gewys, wat hy gekry het, toe hy vir die 50ste keer wat gaan doen het. Hy het gaan bloed skenk. So wat het bloed skenk met jou lyf te doen? As jy gesond is, en hulle vraelys ingevul het by die bloeddienste, en hulle sê, dis okay dat jy bloed skenk, en jy skenk bloed, dan is dit eers goed vir jou lyf, in die sin van, dat as jy klaar bloed, hulle vat vir jou bloed, hulle vat nie te veel nie, en dan skop jou lyf weer in, en hy moet weer nuwe bloed maak. So ek persoonlik glo, dis 'n belangrike ding, vir die dokters hierso, dis my teorie van eeue gelede, wat hulle nog daai patetiese ding gedoen het van bloodletting, nê. Dis, as jy wonder of dit dalk gewerk het, dan skenk jy bloed vandag, elke nou en dan. Okay. En dit red lewens van ander mense. So, dis die laaste ding wat jy moet onthou van vandag. As jy kan, as jy nog nooit het nie, gaan vind dalk uit, of jy nie dalk ook kan bloed skenk nie. Dis iets met jou lyf waar jy regtig verskil kan maak. En dan is daar ook nog beenmerg oorplantings en heel wat ander dinge waarmee skenkers kan wees. So vind sommer daaroor ook bietjie uit. Vriende, ons gaan vandag besig wees vir die laaste halfuur met ons lywe. En nommer 1, jy het jou lyf het jou hiernatoe gebring saam met jou siel en jou gees wat besluit het om hier te wees. Dit is so fantasties. Vir party van julle is dit nou ou nuus, maar jy geweet daar's ten minste 11 liggaamstelsels in hierdie een lyf van jou. En as jy nou mooi gaan kyk, linksbo bloedsomloop, dan spysvertering, dan jou hormone, daai waarvan ons, as jy tieners is, mos te veel het, en dan nou, op 'n sekere moment, almal weet te min, en ek dink die vroue wat deur die middellewe is, menopause, julle moet medaljes kry, ons is so trots op julle, dat julle vasbyt, en gebruik dit as 'n verskoning vir baie dinge, dis goed so. Die volgende ene, nommer 4, jou vel is 'n orgaan, dis 'n stelsel, jou immuunstelsel aan die binnekant, dis nou, is ek reg, limf en al daai goeders, nê? Okay. Dan jou spiere, waar is die kinders, maak vir my 'n spier, voel hom, yes, dis jou spiere, en dan links onder jou senuweestelsel, dan jou voortplantingsstelsel, dan jou asemhalingsstelsel van jou longe regdeur, dan jou skelet. As jy hom nie het nie, dan was jy 'n jellyvis. Okay, so jy is bly vir jou bene, en van die dokter sê, ons almal moet, is dit ysterpille en kalsium en van die pille, vitamines drink om hierdie te bou, en dan laaste belangrik uitskeistelsel, want jy neem in, en dis wonderlik te eet en te geniet, maar jy moet ook uitskei, en dis hierdie ongelooflike wonderlike stelsel. Iemand het my eendag geleer, en nou vir enige voornemende ouers, wat getroud is en julle beplan kinders, hier sommer 'n ander tip, uit die sielkunde ook. Daai eerste vuildoek, pappa gaan verskriklik wees, want
as dit nog in die begin is saam met borsvoeding, dan gaan daai doek pikswart lyk. En dis oukei, dit moet so lyk. Maar die slegste ding wat jy kan doen is, as jy hardop vir die baba sê, nee, siek, dood, nee. Wat jy eintlik moet doen van daai eerste doekpa, is jy moet hande klap en sê, yes, way to go, my man, alles werk, dis fantasties, dit moet so wees. Dink so 'n bietjie daaroor, oor ons liggaam, en hierdie stelsels, en hoe God dit gemaak het, en dat hy al 11 hierdie stelsels gewil het, en beplan het, en wanneer hulle werk, is dit wonderlik, en is dit fantasties. So ek hoop as 'n generasie van pappas en mammas, wat met elke vuildoek hande klap, en sê vir jou kind, fantasties, mooi so, well done, een taakie vir die oggend, suksesvol afgehandel. Glo julle my? Glo my, regtig. Okay, vriende, ons spring in die Bybel in, en hierdie is 'n tematiese preek, wat beteken, ek gaan vir julle 'n paar tekste gee, dat dit oor jou spoel, en alles verskillende fasette van jou liggaam. So die eerste wat ek vir ons wil lees, rondom die Bybel en jou liggaam, is sommer net hierdie beeld van atlete. Daar's die beeld van boksers, daar's sport, daar's oefening waarvan die Bybelskrywers bewus was, en wat hulle beamoen as goed, en as metafore wat gebruik word vir dieper geestelike dinge. Maar daardie boodskappe, wanneer dit gebruik word as metafoor, bevestig maar net ook die werklikheid van om te oefen, en die moontlikheid van sport, wat deel is van die mense geskiedenis, en die feit dat dit iets ten goeie kan wees. So, as Paulus skryf vir die jong dominee Timoteus, dan sê hy, sorg dat jy God reg dien, en dan gebruik hy hierdie metafoor van 'n atleet. Hy sê, jy Timoteus moet oefen om dit te doen, om reg te leef en God te dien, soos 'n atleet oefen om fiks te bly. En dan het hy half so aan die kant, sê Paulus, 'n atleet wat oefen om fiks te bly, doen goed. Natuurlik. Dit inspireer mense as jy professionele atlete sien, of sportpersone. En jy's geïnspireer deur hulle vasbyt, en hoe hulle oefen, en hoe hulle ons half asem wegslaan met hulle ongelooflike vermoëns. En dit hopelik daag ons ook uit, om te kyk na ons eie liggame en om te oefen. Wel is ons dan nou nie professionele sportpersone. Maar nou kom Paulus en hy sê, ja, jy's liggaam, maar jy's ook siel en gees. Jy kan die twee nooit van mekaar skei nie, die drie. So daarom sê hy, om te oefen, om fiks te bly, is goed, maar dit help nie vir alles nie. Dit kan nie al wees wat in jou lewe belangrik is. Daar moet balans wees. So hy sê, om egter geestelik te oefen, om fiks te bly, deur God te dien, is regtig die moeite werd. Dit help 'n mens op allerlei maniere, vir die lewe hier op aarde, en die lewe wat vir ons wag in die toekoms. So wat sê Paulus eintlik? Wees fiks, ja. Kyk na jou liggaam, maar ook na jou siel en jou gees. Dit wat ewig is. Wonderlik en hoe sterk ook al. Word ouer. En uiteindelik sal stof word. Totdat ons 'n nuwe, verheerlikte liggaam sal kry, eendag vir die ewigheid. So oefening is goed. Les nommer 1, maar dis nie alles nie. Volgende teks, weer Paulus. Hier skryf hy aan die gemeente in Efese, en hy gebruik weer ons liggame as 'n metafoor, as 'n verstaan ook van gemeente wees, van kerk wees. Hy sê, Christus is die hoof van die kerk, en in terme van 'n liggaam is hy die hoof, hy is die kop, hy is die brein, uit wie dan die hele liggaam harmonieus, saamgevoeg en saamgebind word, deur die ondersteuning van elke gewrig, volgens die werking van elke deel oor die verhouding van die kerk van Jesus as 'n liggaam, en dat daar harmonie moet wees in die gemeente, maar ook dan nou in terme van jou liggaam. As jy dink aan hierdie 11 sisteme van jou liggaam, om toe te sien, sover dit van jou afhang,
met wat jy doen, wat jy in hierdie liggaam insit, hoe jy hierdie liggaam oefen, hoe jy hierdie liggaam koester as 'n geskenk van God, dat daar harmonie sal wees, dat daar ondersteuning sal wees. Al is daar afsonderlike dele van jou liggaam, is dit 'n eenheid wat moet groei en wat opgebou moet word. Weer Paulus. Ek dink Paulus was intens bewus van die Athene, die Grieke, die Olimpiese spele. Dit was deel van hulle lewe, soos dit vandag steeds sport deel is van ons wêreld. En dan sê hy, maar jou liggaam is 'n tempel. En wanneer hy skryf van die ouens in Korinte, of in Efese, of in hierdie Suidoos-Asië gemeentes, dan skryf hy aan hulle as 'n gemeente of 'n kerk in stede waar daar baie tempels is, vir Artemis en vir hoeveel ander gode. En deel van hierdie afgodediens van die heidene nasies van die destydse Romeinse ryk is onder andere sekere afgodskos wat berei word en aan die gode gebring word en wat geëet word by partytjies en hoe ook al, maar dan ook in terme van liggame is dit sekere handelinge en seksuele dinge wat gebeur in van hierdie tempels, wat deel word van saam met alkoholmisbruik en hoe ook al, 'n bepaalde manier van die Grieke en die Romeine van destyds om hulle self te verloor, hulle bewussyn as ware te verloor en om te probeer om met die gode een te word. Hierteenoor kom sê Paulus vir die Christene, is julle anders. Gelowiges is mense wat nugter is mense wat kyk na hulle liggaam as 'n geskenk van God, en dan wat in verhoudinge met ander, dan ook sê, soos wat God het gewil het, as hy skryf in die begin met Genesis, met die skepingsverhale, dat God die mens gemaak het, man en vrou, en hulle sal een word, as man en vrou in die huwelik. En dit word die bloudruk vir die lewe in oorvloed. En daarom wanneer Paulus dan praat met al die verskillende gemeentes, keer op keer, dan in mense agterkop moet jy dit sien, wat aangaan in al hierdie heidense tempels. En daarteenoor die Christene, wat 'n ander voorbeeld stel. En spesifiek dan oor jou liggaam. En dit wat jy in hierdie liggaam insit. En die verhouding van hierdie liggaam met 'n huweliksmaat. Sê hy jou liggaam is 'n tempel. En ek lees net vir ons die laaste 2 verse van daardie gedeelte, as hy sê, weet julle nie, dat julle liggaam, wat julle van God ontvang het, 'n tempel is van die Heilige Gees in julle, en dat julle nie aan julle self behoort nie, want julle is duur gekoop, verheerlik God dan met julle liggaam. Die eerste uit daai gedeelte is hierdie wonderlike, dat hierdie liggaam is 'n geskenk, wat ons ontvang van God. En in hierdie siklus, en ook dan veral rondom Pinkstertyd, gaan van ons experts wat met ons gaan praat, gaan baie fokus lê hierop. Die beginsel van rentmeesterskap, dink ons baie maal aan finansies. Alles wat ek nou ontvang het, is van die Here, en nou moet ek dit reg gebruik, rentmeester, en ek moet nie net verbruik nie, maar ek moet ook gee, daar waar nood is, en as deel van 'n gemeente. Dikwels is dit al waaraan ons dink, as rentmeesters, finansies. Nee, sê Paulus, ek ontvang hierdie liggaam, ek moet hierdie liggaam sien as 'n geskenk wat ek bestuur, wat my 'n lewe lank moet dra, sodat ek as liggaam, siel en gees God kan verheerlik, hom kan geniet, 'n verskil kan maak in die wêreld. Nommer 1 is jou liggaam, dis 'n geskenk. En ek het laasweek vir julle gevra om in die spieël te gaan kyk, met jouself te kan praat, om miskien Psalm 139, daai vers 13, hardop vir jouself te sê, God het my besonders gemaak, gevorm in die baarmoeder, ek is besonders gemaak. Al dink ek my een oor is skeef, al is daar dinge wat ek sou verander het as ek die skepper was, om dit te kan omarm en sê, dankie Here, U het my gemaak en hierdie liggaam is 'n geskenk wat ek wil koester en na kyk. Maar die tweede deel van hierdie metafoor is ook dat ons liggame is 'n tempel van die Heilige Gees.
En anders as die heidense tempel, waar gehoer en geremoer word, as ek dit nou so mag stel, waar die redelike en die bewussyn so dikwels weggegooi word, mense in beswymings gaan, en sekere middels gebruik om te probeer te ontsnap. Ek dink so partymal aan die Beatles in die 60s, en hulle eksperimentering met LSD en van die goed. En daar's ouens wat skryf en wat sê, soms is daar dinge in hierdie lewe wat jou bedwelm. En dit kan wonderlik wees. Intense vreugde, maar ook dan nou dikwels bedwelming, waar mense sê, hulle beleef iets van dat die wêreld is nie net die fisiese nie, daar's meer. Ek dink aan Paul McCartney het gesê, op sy eerste LSD trip, het hy, toe hy bykom, toe sê hy het God gesien. Nou ek dink hy's very much mistaken. Maar, iets van hierdie werklikheid waarin ek en jy leef, is ons bewus van, daar is 'n ander werklikheid, daar is 'n onsigbare. Maar die manier om dit te bereik is nie met alkohol, of met ander middele, of met opsweping wat gebeur het destyds in hierdie heidense tempels. Julle het dit al gesien, waar mense mekaar so opsweep, dat hulle oor kole kan loop, en daai tipe beswyminge en dinge, kom sê Paulus, as hy praat oor die gemeentes, byvoorbeeld met spreek in tale, dan sal hy sê, wow guys, dit moet ordelik gebeur, dan moet iemand wees wat die tale gaan verklaar. My teorie was nog altyd dat iets van daai heidense tempels en gebruike met van daardie mense wat Christene word, dat van daai goed elke nou en dan gedreig het om oor te spoel in die gemeente self. En hoekom Paulus dikwels so streng met die ouens moet praat, met 'n klomp moets en moenies, sodat hulle voluit kan leef. Maar wat sê Paulus? Hy sê, jou liggaam is 'n tempel, maar nie soos die heidene is 'n tempel nie. Dis 'n tempel waarin die Heilige Gees woon. En die Heilige Gees kom en maak ons oë en ons gedagtes en ons breine oop om te kan verstaan, om God te kan sien en om hom te kan dien. Iemand anders skryf, hy sê 'n tempel vat nou soos 'n kerkgebou soos hierdie, word in die week vooraf skoongemaak en gestofsuig en alles word reggekry vir wanneer die gelowiges kom. So uit daai selfe oogpunt, hierdie liggaam word na gekyk. Want hierdie liggaam is 'n tempel waarin die Heilige Gees woon. Dan skryf Paulus aan die Christene in Rome. En die 2020 vertaling sê dit fantasties. Rondom ons liggame, as hy sê, ons moet lewende offers aan God wees. So wat gebeur in die offerbediening van die Ou Testament, is daar 'n lewende dier wat doodgemaak word en dit word op die altaar gesit en verbrand, en dis die teken van lewe wat gegee is. Van lewe word daar oorgegaan na dood, daar word as ware betaal, en dis 'n oorgawe. Nou kom sê die Here deur Romeine 12, dat ek en jy in die nuwe bedeling, waar Jesus Christus die volmaakte offer is, hoef nie meer te kom en offers te bring van diere, soos in die Ou Testament met daar in Jerusalem by die tempel. Maar ons moet onsself gee as lewende offers. En dit beteken baie fisies ook hierdie lyf. Want ek en jy is liggaam, siel en gees. So, hy skryf, broers, op grond van die barmhartigheid van God, roep ek julle dus nou op om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer, wat lewend en heilig is. En daarom is dit vir God aanneemlik. Dit is julle sinvolle godsdiens. Hierdie liggaam, wat die draer is van wie jy is, jou menswees, jou siel, jou gees, moet jy gee vir hom. Wat beteken dat daar tye is met die skoene van die bereidheid van die evangelie, dat jy eers sal gaan, dat jy sal praat, dat jy sal omhels, dat jy sal troos met jou liggaam, siel en gees. Julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie. Weereens, nie soos die tempels van die heidene daar buite nie, maar die tempel van die Gees. Moenie gelykvormig word aan die wêreld nie, maar verander deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. Wat Paulus ons mee help is oorgawe van my liggaam plus my denke om dit te onderwerp aan God se wil.
Daarom is daar tye wat ons baie prakties rondom ons liggame sê nee. En sê ja. En besluite neem. En planne maak. Om te kyk dat hierdie liggaam kan funksioneer soos wat God dit wil hê. As ons gaan na Jesus se tyd op aarde, dan is daar soveel kere waar hy mense wat siek is, genees. Het hy almal genees wat siek was in die destydse wêreld? Nee. Maar wanneer hy mense genees het, was dit baie pertinent om te wys, hy is die seun van God, hy is die verlosser, hy is die gesalfde wat moes kom. En met daardie wonderwerke is die disippels en heelwat van die mense se oë al hoe meer oopgemaak om te verstaan, uiteindelik na sy dood en opstanding, hy was en hy is die Messias, die gesalfde, die seun van God. Maar 'n paar keer gebeur daar interessante insidente waar mense probeer verstaan met hulle eie manier oor straf en gesondheid. Dat hulle die twee bymekaar wil bring. Amper soos Job se slegte vriende. Wat sê al die tragedies wat hom gebeur het en nou sit hy eintlik siek daar op die ashoop. En dan sê hulle vir hom, dis die Here wat jou straf omdat jy sonde gedoen het. En daarom is jy siek en daarom was daar tragedie oor jou. Dan sê die Here, Job, shame man, jy het daarom maar patetiese vriende. Hulle ondersteun jou nie, hulle kom preek net vir jou. Dat jy nie moet sonde bely. En jy weet, jy het nie sonde om te bely nie. So uit daai oogpunt is die interessante in Johannes 9. As Jesus verbygaan en hy sien 'n man wat van sy geboorte af blind was. Wat is die eerste wat sy disippels oordink? Nie, Jesus, wow, stop. Hier's 'n ou en hy was blykbaar van sy geboorte af. Wil u nie dit oorweeg om hom dalk gesond te maak nie? Eerste, Rabbi, wie het gesondig? Hierdie man of sy ouers dat hy blind gebore is? Onmiddellik besig met 'n bepaalde manier van kyk wat ek en jy nooit mag doen. Om oral te wil rondkyk en as ware God se oordeel wil afbid aan die een kant of wil aankondig oor hoekom slegte dinge gebeur met mense. En dan is dit so wonderlik as Jesus antwoord en sê, nog hy, nog sy ouers het gesondig. Hy is doeteenvoudig blind gebore. En dit kan wees 'n geboorte besering, dit kan wees in die gene, dit kan voorgeboortelike siekte wees van die mamma, wat dit ook al is. So is hierdie man gebore. Aan die een kant aanvaar hy dit, aan die ander kant sê Jesus baie spesifiek, is hy gebore sodat hy deur die verlosser gesond kan word. So uit daai oogpunt is daar so 'n unieke, interessante aanvaarding wat ek en jy moet hê. Dat ons nie in terme van ons liggame, in terme van Paulus byvoorbeeld se doring in die vlees, wat sommige ouens nogal wonder of dit nie iets te doen gehad het met 'n ooggebrek by hom nie. En dat hy die Here vra om hom gesond te maak en dat die Here sê, my genade is vir jou genoeg. Dit lyk asof daar mense was wat hom gespot het en gesê het, jy wat nie een van die 12 disippels was nie, noem jouself 'n apostel, 'n disipel, en dan het jy nou nog hierdie gebrek ook nog. As jy 'n regte disipel was, dink jy nie God sê jou gesond gemaak het nie. En die Here sê vir hom, my genade is vir jou genoeg. So daai oogpunt aanvaarding vir diegene wat ek en jy ontvang het van oupa en van ouma, en van Adam en van Eva. Aanvaarding, omarming, vasbyt van die uitdagings wat ons dikwels het in terme van ons liggaam, maar ook in terme van ons siel, in terme van ons gemoed. Dat ek en jy moet weet, ek is 'n breekbare kleipot. Vriende, ons praat vanoggend vinnig voor die diens, toe is daar iemand wat praat oor wat se foto's mense op Facebook sit, en dat almal dit al hoe meer gebruik soos 'n plakboek van net alles wat mooi is. En jy kan seker self besluit wat jy in jou plakboek nou sit en vir ander mense wys, daar by die op jou selfoon, oupas en oumas wat die kleinkinders wys. Maar die besef van dis nooit die volle prentjie nie. Daar is nie 'n voorblad man of vrou, sportman, politikus wat vir jou volmaak en perfek lyk, wat nie gebreekte, breekbare kleipot is. Met hartseer, met uitdagings wat jy nie ken nie. Daai sportman wat die wenner is, wie se storie jy later hoor, van jare en jare se vasbyt en swaar kry, vir uiteindelike
sukses. Iemand het gesê, everybody is normal until you get to know them. Daar is nie volmaaktes nie. Daar's nie perfektes nie. So uit daai oogpunt ook 'n aanvaarding van jou liggaam, jou siel, wie jy is, hoe die Here jou gemaak het. En dan na aanleiding daarvan, om te sê, Here, maar ek wil voluit leef, met al my dinge en my geite. Verander my en maak my meer soos Jesus. Ons gebruik nooit ons geneigdhede en ons gene as verskonings nie. Sommige mense, as dit kom by iets soos alkoholverslawing of middelverslawing, wys dat daar sommige navorsing is wat aantoon dat daar by tye vanuit families geneigdhede is en van dit mag dalk selfs in jou gene wees. Sommige van dit word gemodelleer ongelukkig en wanneer die lewe jou plat slaan, dan keer jy terug na dit waar jy groot geword het as kind. Maar nooit kan ek en jy maar vir iemand wat met dit worstel, maar net sê, weet jy wat, dit is nou maar net jou omstandighede, en dit is nou maar jou gene, en daarom moet jy dit nou maar net omarm, en gaan ek toekyk, hoe jy jouself vernietig. Nee, ons kan nie. Maar ons moet soveel liefde en deernis hê vir mense, wat sukkel, onder andere met verslawing, of wat dit ook al is, om te sê, wie jy is tot vandag is hierdie kompleksiteit van gebrokenheid, en van dinge wat 'n mens gebeur, party mense, dis al 30, 40, is dit 50 jaar na die Bosoorlog, wat vandag nog sit met PTSD, Post-Traumatic Stress, dinge wat gebeur het in die Bosoorlog destyds, of trauma wat mense beleef het, en wat 'n impak tot vandag toe het, op jou liggaam, en op jou siel en op jou gees. Wanneer jy dit raak sien in jouself of in ander mense, dan sê ons sal daar wees vir mekaar, om mekaar te ondersteun, om mekaar te help. Maar dat daar ook aanvaarding moet kom, van wie ek is tot op hierdie stadium, met alles agter my, met die hulp van Jesus, dat daar genesing kan kom, dat daar nuwe perspektiewe kan kom, om vas te byt, te midde van alles. Een van die wonderlikste verhale, waarmee ek eintlik wil afsluit, is Louis Brits wat 'n liedjie geskryf het, As hy weer kom, wat iets vat van daai liedjie wat ons almal ken, as hy weer kom haal hy sy parels, maar hy skryf dit baie spesifiek vir twee van sy vriende, Neil en Bram Lou. So wat met Neil en Bram gebeur het, is 'n ongeluk. En dit was hier by die Swartvlei Meer dekades gelede, van julle sou dit dalk onthou, waar hierdie drie seuns met die katamaran op pad was om te gaan seil, en hulle katamaran het van die hoogspanningsdrade gevang. En hulle is wat sê Engelse woord, electrocute. En die ou boet, Neil, was besig om te dryf, om te ry, en hy spring uit, en hy waag sy lewe deur te spring om hulle te gryp, en toe hy hulle gryp, toe aard hy ook. En uiteindelik het hy die meeste beserings opgedoen, maar as hy dit nie gedoen het nie, was daai twee, sy boetie en sy vriend, was hulle dood, want op daai oomblik, toe trip die krag, by die sentrale deel. En hier's 'n foto, kort daarna, en nou wil ek spring, dekades later, is dit so fantasties, Bram, wat 'n boek geskryf het, It Cost Me an Arm and a Leg, en hierdie was nou sommer 'n paar weke gelede, wat Neil, Paralimpiese atleet, wat deelgeneem het aan die Olimpiese spele vir gestremdes, en hulle beide, wat voluit leef, en wat motiveringspredikers is, waar hulle hierdie terugslag in terme van hulle liggaam, maar ook, dit kon hulle siel en gees doodgemaak het, maar waar hulle dit omarm het, en gesê het, Here, U help, U gee ons die lewe in oorvloed. En Louis se lied sê, daar kom 'n dag, as hy weer kom, gaan Bram en gaan Neil nuwe liggame kry. Volmaak, ek en jy ook, eendag, wanneer Jesus kom. Ek wil afsluit met net waarskuwings, ook vir ons liggame. En hier praat ek nie net met julle nie, maar met myself.
Sommige net vinnig oor alkohol en oor middelmisbruik, wat so maklik is, en wat so maklik gebeur, en julle moet nou nie stamp aan mekaar nie, ek sien hier ergens, moenie deur wyn bedwelm raak nie, sê die Here. Daardeur ontstaan losbandigheid, en dit wat gebeur in die heidense tempels, inteendeel word vervul deur die Gees, terwyl julle onder mekaar psalms, lofgesinge en geestelike liedere laat opklink, ja, van harte tot die Here sing en psalms sing, en God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus dank. En daarom net hierdie waarskuwing om die vryheid wat ek en jy in Christus het. Die vryheid, omdat ons gered is deur die bloed, dat ons dit nooit misbruik. En in die proses, as ons weer sien, dan is ons geboei deur iets. Die Bybel sê, moet aan niks verslaaf wees. En dan die laaste, net weer 'n teruggryp na, miskien die belangrikste teks van ons oggend, vers 19 en 20, wat sê, jou liggaam is 'n tempel, en dan as jy self gaan lees, vers 9 tot 20, is daar in detail die beskrywing eintlik van die heidense tempels, en tot 'n groot mate eintlik maar die wêreld waarin ons leef. En dat die waarskuwing is, maar kinders van die Here leef anders. En hierdie liggaam is 'n geskenk, en hierdie liggaam gee ek ook as 'n geskenk aan 'n huweliksmaat, aan wie ek lewenslange trou beloof het. Die Here sê, dis die voorbeeld wat ons stel in 'n die mekaar wêreld, ter wille van hom. Laaste ding, medisyne. Soms weet 'n mens nie meer wat nie. Maar ek is seker die dokter sou vir my wou sê, dat 'n mens moet verantwoordelik omgaan. Spandeer tyd met jou dokter wat jy vertrou. Is nie verkeerd om tweede opinies te kry in hierdie lewe nie. Maar om te besef, dat wanneer kom by medikasie, net soos met alkohol of ander middels, dat dit gevaarlik is. Om jouself die hele tyd te diagnoseer en jouself dan eintlik te medisineer. Die verantwoordelikheid om mooi na homself te kyk en te besef hoe maklik dinge kan skeefloop, en uit daai oogpunt al die waarskuwings van soveel akteurs en julle mense wat hulle lewe verloor, en dan sal na die tyd sal staan, dit was nou die slaapmiddels gemeng met hierdie, gemeng met daai, plus die. So uit daai oogpunt, kom ons probeer verantwoordelik wees ook as dit kom by medisyne. En wat sê Paulus? Baie interessant. Vir die jong dominee sê hy, moenie langer net water drink nie, maar gebruik 'n bietjie wyn vir jou maag en jou gereelde ongesteldhede. Nou hierdie teks kan mens nou baie mee maak. My opsomming is, dat hierdie doodeenvoudig gaan oor die jong dominee wat baie stres. Daar moet Paulus 2 keer vir hom 'n brief skryf om hom te bemoedig. Hy's jonk, hy kry swaar in die gemeente. Die ouens nyl hom. Die ou mense sê, Timoteus, hoekom sing julle so baie Engels? En dan sê die jong mense, hoekom sing ons nie genoeg Engels nie? En nee, dis 'n grappie. Wat ook al Timoteus nou oor swaar gekry het, hy kry swaar in die gemeente, en Paulus bemoedig hom en sê, moenie dat iemand op jou neerkyk omdat jy jonk is nie, maar dan sê hy baie spesifiek vir hom, oor jou herhaalde ongesteldhede, moenie net water drink nie, maar gebruik wyn. En my verstaan is regtig, dat dit eintlik maar 'n tipe medisyne is, waarna Paulus hier verwys. Iets rondom 'n gebruik van hulle tyd vir sekere ongesteldhede. En nou sal die dokters ook vir my sê, baie van die medisyne het mos nou 'n bietjie alkohol en so aan. So, wat het ons nodig? Ons het onder andere wysheid nodig as dit kom by medikasie, oefening, rus, die balans waarvan ons al verlede week gepraat het, die wisselwerking wat ons moet erken tussen liggaam, siel en gees, en dat die gees van God binne in ons woon, en dat ons daarom moet kyk na hierdie liggaam. Die gesonde gewoonte vir hierdie week, wat julle ook met die WhatsApp gekry het,
in terme van jou leefgroepmateriaal, staan daar in detail. So ons fokus hierdie week, die challenge is op liggaamlike gesondheid. Kies ten minste 2 van die volgende aktiwiteite of voeg jou eie by en just do it. So jy gaan dit kry in jou leefgroepmateriaal. Skenk bloed, gaan draf eers, stap in die berg of langs die see, ry fiets, gaan swem, oefen by 'n gimnasium, gaan slaap 'n uur vroeër, gesels met jou dokter, of jou dieetkundige of jou fisioterapeut of 'n ander kundige oor jou gesondheid. Dit is die werk vir die week wat kom. Here, 'n klomp tekste. Dankie dat U deur Paulus gewerk het en dat ons soveel van sy briewe het wat ons kan aanspreek. En Here, ons vat dit dat hierdie liggame wat elkeen van ons ontvang het, 'n geskenk is, 'n tempel is. 'n Tempel van die Heilige Gees. En ons wil so leef. Ons bid vir elkeen wat uitdagings ervaar in terme van hulle liggame. Ons bid vir dokters, vir persone wat meehelp in mense se lewens, beraders, Here, persoonlike afrigters, wat dit ook al is. Dankie vir mense in ons lewens wat ons help om te kyk na ons liggaam, maar ook ons siel en ook ons gees. Here, ons wil opnuut verbind vir hierdie tyd wat voorlê, om voluit te leef, om U te geniet en om daarom te kyk na ons liggaam, ons siel en ons gees. Amen. Kom ons staan. As jy dalk 'n besoeker is en jy ken nog nie die kultuur van ons gemeente nie, nou is die geleentheid waar jy jou hande so maak asof jy 'n bedelaar is. Want jy is 'n bedelaar, 'n genadebedelaar voor God. En is dit my voorreg om namens die Here vir jou te sê, die Here kom en hy seën jou. En ontvang dit van homself. Mag dan die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die krag, die troos en die inwoning van die Gees van God in die tempel van jou liggaam jou deel wees. Amen.
Die uitgaan woorde mag nie die laaste woorde wees van jou tydens hierdie erediens nie. Wat beteken, as jy hier uitstap, dan stap jy na jou linkerkant toe, om saam te gaan koffie drink, tee drink, verder te kuier, te gesels oor alles en nog wat, maar ook oor liggaam, oor siel en oor gees. Jy is uitgenooi. Kom ons sê die uitgaan woorde. Ek volg Jesus waar ek is, wanneer ek daar is. Amen.